Vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees so rondom die woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, terwyl ons die waarheid van sy woord kan oopmaak, dat ons daaruit kan lees en daaruit onderrigting kan ontvang. Nou vriende, as ons kyk na die woord van die Here, dan sien ons baie ontnigterende en selfs ontstellende dinge wat in die Bybel vir ons na vore kom. En een van hierdie gedagtes of gedeeltes kom daaruit Matteus 26 vers 49. Nou, ek het hierdie week klaargemaak met my Bybelstudie vanuit die boek Matteus en dit was my aangrypende gedeelte om te sien hoe hierdie man Judas Iskariot, wat 3,5 jaar saam met Jesus gewandel het, sy preke gehoor het, selfs uitgegaan het om die evangelie te verkondig, die wonderwerke van die Here gesien het, die mag oor die storms en die wind en die see wat hy gehad het, en hoe hy saam in die boefretrek was toe die Here die Pasga ingestel het, of die nagmaal soos ons dit ken, en nog steeds hy Jesus verraai. Dit is vir my 'n ontnigterende en eintlik 'n geweldige skokkende gedagte. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie met u praat uit Matteus 26:49, hier aan die begin van 'n nuwe jaar, oor die gedagte: vriend, waarvoor is jy hier? U sal onthou, Judas het ooreengekom met die klomp kerkleiers van sy tyd om Jesus dan te verraai. En die Bybel sê dit om 30 sikkel silwer gegee, en hy het 'n geskikte geleentheid gesoek om die Here Jesus dan te verraai. Die Here Jesus het die gewoonte gehad om te gaan bid daar in die tuin van Getsemane, en die Bybel sê vir ons dat Judas het dit geweet. Hy het hierdie klomp soldate dan opgekommandeer, en hulle het na die Here Jesus gegaan waar hy saam met sy disippels was, en hy het vir hulle gesê: die oomblik as ek hom soen, die een wat ek soen, dis die een wat julle gevangene moet neem. En nou lees ons in vers 49, en dadelik gaan Judas na Jesus en sê: gegroet, Rabbi, en hy het hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom: vriend, waarvoor is jy hier? Het was vir my so aangrypend, dat Judas kom en hy verraai die Here Jesus. En Jesus antwoord hom, en hy sê: vriend, wat doen jy hier? En dit was vir my so 'n gedagte van, wat is die boodskap wat die Here vir ons daardeur wil gee? Ons weet dit is die Here Jesus wat met Judas praat, en ek glo ook hierdie laaste gedagte om vir Judas te sê: Judas, dink mooi wat jy doen. En Judas gaan voort met hierdie bose plan, en die Bybel sê, hy het later berou gekry, maar dit was nie 'n berou tot vergifnis nie, maar hy het selfmoord gaan pleeg, omdat sy gewete hom doodgemaak het, dat hy die ewige enige seun van God verloon het. Die vraag vanmôre wat ek vir jou wil vra is: vriend, waarvoor is jy hier? Hoekom is jy en ek op hierdie aarde? Wat is my en jou taak, rol en doel hier op aarde? Vir die meeste mense is dit eet en drink en wees vrolik, probeer soveel as moontlik bymekaar maak in so kort as moontlik tyd, sodat ek met die geld wat ek bymekaar gemaak het, my lewe kan geniet. Vir baie is dit net om te oorleef, vir baie is dit vriende om 'n naam te maak. Ander mense sê: ag, ek is maar net hier en ek gaan een of ander tyd doodgaan, dan is alles verby. Ek dink die Bybel is baie duidelik daaroor dat u en ek die lewe van God ontvang het, en dat hy een of ander tyd van ons rekenskap gaan vra. En ons moet vanmôre by die vraag stil staan: vriend, waarvoor is jy hier? Wat is die doel van God met jou op hierdie aarde? En is jy besig om hierdie skepingsdoel van God ten uitvoer te bring? En vriende, as ons kyk na die Bybel, dan is dit baie duidelik dat u en ek geroep is. Dat u en ek deur God se genade geroep is om dan ook vir hom te lewe. Dit is so, vriende, dat God se algemene roeping oor die lengte en breedte van hierdie wêreld uitgaan. Jy kan gaan lees wat staan in Psalm 19. God se algemene openbaring gaan uit deur sy skepping, as ons die voeltjies hoor sing, as ons die son sien, as ons die verskillende kleure van blare en bome sien, verskillende blomme, dan weet ons, daar is 'n God wat alles geskaap het. 'n Horlosie kom nie net per ongeluk aan iemand se arm nie, daar is 'n horlosiemaker, so ook met die skepping. Dis nie iets wat per ongeluk, per toeval, deur 'n groot oerknal plaasgevind het nie, daar is 'n besondere skepper agter die skepping. En hierdie skepper het nie net die algemene openbaring gegee van die skepping nie, maar die Bybel sê vir ons, hy openbaar homself spesifiek deur sy wonderlike woord, as die God wat gekom het, die skepper, maar ook die redder van die mens. Nou vriende, as ons die Bybel lees, dan sien ons dat Judas Iskariot hierdie algemene roeping van God gesien het, gehoor het, deur die prediking van Christus, en sy hart bly verhard het. En die vraag vanmôre is u en ek besig om ons harte te verhard teenoor God, of hoor ons vanuit God se woord, God se roepstem, om vir ons te sê: mens, kom sluit vrede met God deur Jesus Christus, die redder. Die Bybel sê vir ons daar in 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self of julle in die geloof is, stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie
verwerplik is nie. Daar is so baie mense vandag wat, as jy met hulle praat, sê, ag, ek is alright, ek is 'n kind van die Here, ek het op 'n stadium 'n oorgawe gemaak, maar daar is baie min vrug wat hulle dra, wat by die bekering pas. Dis asof mense net nie bekommerd is oor hulle ewige saligheid nie. Hulle gebruik hulle tyd, hulle energie, hulle geld, hulle krag vir hierdie wêreld en sy dinge. Daar's min tyd vir die Here en sy dinge, en tog is hulle houtgerus en dink hulle is op pad hemel toe. Vriende, Judas is vir ons 'n baie duidelike boodskap, en die woorde van Jesus, vriend, waarvoor is jy hier, is woorde wat vir ons tot selfondersoek moet lei, om seker te maak of ons in die geloof is. Vriende, het jy al ooit daaroor nagedink dat ek miskien, net soos 'n Judas bekend kan staan as 'n volgeling van die Here, as 'n geredde lidmaat van 'n konservatiewe evangeliese kerk, terwyl ons dit miskien nooit in waarheid is nie. Daarom is dit nodig om aan die begin van die jaar jou hart voor God te ondersoek. Waarom is selfondersoek van tyd tot tyd nodig? Vriende, ek het net een lewe, en ek moet seker maak voordat vir ons ewig te laat is. Vriende, ek het nodig om werklik vanmôre vir onsself die vraag af te vra. Is ons werklik kinders van die Here? Dis beter om nou seker te maak, voor jy in onsekerheid lewe, of miskien maar 'n moggetroffe lewe leef, en hoop maar vir die beste nadat jy sterwe, en jy hoor die woorde, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Judas hoor die woorde, vriend, waarvoor is jy hier? En in plaas van om die vraag te beantwoord en vir Jesus te sê, wees my genadig, gaan hy voort met sy bose plan. En die Bybel sê, soos baie van die ander fariseërs en sadduseërs en skrifgeleerdes, het hy in sy sonde en elende gesterwe. Selfs daar waar Jesus aan die kruis gehang het, sê die Bybel, het hierdie mense wat saam met Judas die bose komplot gesmee teen die Here Jesus, hulle nie eens bekeer nie, hulle het verder aangegaan met hulle spottery, terwyl die hoofman oor 100 uitgeroep het, waarlik Jesus Christus was die Seun van God. Ek vra vir jou vanmôre, vriend, waarvoor is jy hier? Waarom is jy op hierdie aarde? Ek wil jou vra, as jy net lewe vir die hier en nou, wat dink jy wat gaan in die ewigheid gebeur? Wat dink jy wat gaan God van jou lewe sê? Ons is so gesteld op wat mense van ons sê, en wat mense van ons dink, en hoe mense ons kan akkommodeer. Het jy al ooit daaraan gedink, dat jou Skepper jou op hierdie aarde geplaas het, met een doel, dat jy in hom vreugde, in hom vergifnis, in hom blydskap, en in hom vrede moet ontvang, sodat jy vir hom kan lewe, om eendag in die heerlikheid saam met hom te wees. Vriende, ek wil jou vra, is jy hier, omdat jy 'n liefde vir God het, en omdat die liefde van God jou dring, om jou lewe en jou allerbeste vir hom te gee. Die apostel Paulus kom en hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 14, hy sê, wat die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir ons almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Is dit waar van jou en my lewe? Leef ons vir hom wat vir ons gesterf het aan die kruis? Kan jy vanmôre sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins? Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, ons het net een lewe. Hooglied beskryf hierdie verhouding tussen 'n man en 'n vrou so mooi, en ons kan dit ook toepas op God se verhouding met sy kinders. En Hooglied 2 vers 3 sê, ek het verlang om in sy skaduwee te sit. Verlang jy om soos 'n Maria aan die voete van die Here Jesus te sit? Is dit vir jou 'n voorreg en 'n vreugde om in die môre sy woord oop te maak en te lees? Is dit vir jou 'n genade voorreg om te bid en met ander te deel oor die Here Jesus Christus? Hooglied 2:16, my beminde is myne en ek is syne, wat herder is onder die lelies. Hooglied 5 vers 8 sê dat ek is krank van die liefde. Ek vra jou vanmôre, vriend, vriendin, waarvoor is jy hier op aarde? Ek pleit by jou aan die begin van 2024, dat jy nie net jou lewe sal vermors met al die tydelike, verbygaande, nikszeggende dinge nie, maar dat jy so sal lewe, dat jy sal sê, ek is krank van die liefde. Ek het 'n liefde vir God, deur Jesus my redder, in die krag van die Heilige Gees. Ek verlang om in sy teenwoordigheid te wees. Ek verlang om sy woord te lees. Ek verlang om by sy kinders te wees in sy huis. Dis vir my 'n begeerte om hom beter te leer ken. Vriende, Hooglied 6 vers 3 sê, ek is my beminde sin, en my beminde is myne. Kan jy dit vanmôre sê? As die vraag vir jou gevra word vanmôre, vriend, waarvoor is jy hier? Kan jy sê, ek is hier omdat ek die beminde van die hemel, die Here Jesus Christus, die liefling van die hemel, lief het, omdat hy my eerste lief gehad het, omdat hy my sonde vergewe het, en omdat ek nou vir hom lewe. Hy is myne en ek is syne, en daarom lewe ek om hom te verheerlik. Ek vra vanmôre vir jou, vriend, waarvoor is jy hier? En ek pleit dat jy die antwoord sal gee, ek is hier om God te verheerlik, deur sy seun Jesus Christus, in die kragvolle werking van die Heilige Gees, want ek het een lewe,
Ek wil dit nie vermors nie. Dit gaan gou verby en ek weet net wat ek vir die Here gedoen het, sal staande bly. Mag die Here ons genade gee en ek pleit by U, dat ons werklik sal kan uitroep. Ja, dit is wel met my siel, want ek behoort aan Christus en hy behoort aan my. Groete vir U, mooi dag verder, tada.